Ons lees vanoggend uit Romeine 8. Romeine 8 is te groot, te lank, te diep om 'n hele hoofstuk te lees. Maar dit is ook nie arbitrair gekies dat mense nog net ietsie kies om saam te lees nie. Romeine 8 het 'n ongelooflike diepte. So ek wil die heel eerste vers lees van Romeine 8, die heel laaste vers van Romeine 8. En dan is 'n leksie tussenin, wat ek dink waarop ons vanoggend gaan fokus. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Vers 1, ons spring dan na vers 16 toe. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. En elkeen van ons. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe, saam met ons sug, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het. Ons sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En so kom die Gees dan ook ons in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Swaar kry, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Medegelowige, so 3 jaar gelede is ons oudste seun sy lewe nogal in oogwink het dit verander, en baie van die weet daarvan. Ek deel vanoggend met sy toestemming van dit. Op daai stadium het ons nie geweet wat dit was nie, maar 'n virus het sy liggaam aangeval, sy liggaam, sy immuunstelsel het teruggeveg, maar so geoorreageer dat dit sy eie liggaam toe begin aanval het, en 'n auto-immuun siekte van stapel gestuur het, en wat tot gevolg gehad het dat hy intense pyn in sy lyf gehad het, of ontwikkel het binne in al wat kraakbeen is, die gewriggies binne in die bors, die heupe, die knieë, die rug. En hy is toe vir weke lank in 'n hospitaal opgeneem. Toe later is hy ontslaan om by die huis aan te sterk, vir maande bedleend gewees, met tye in 'n rolstoel gewees. En ons is nog lank nie deur nie. Daar was al beter tye en daar was al slegter tye, maar ons het net in hierdie jaar was daar al 5 keer wat hy weer terugslag gehad het, weer in 'n rolstoel beland het vir weke aan een.
Tot so onlangs as 3 weke terug het Lindy een aand by hom ingekom waar hy besig is om te huil van die pyn. So aan die begin van hierdie reis het ek eendag by hom aangekom en so op sy bed kom sit by hom waar hy gelê het. En toe begin ons praat en hy sê vir my, "Papa, dink papa ek doen iets verkeerd. Dink papa God is besig om my te straf." Nou, lyding en swaar kry, ek dink nie ons gesin het nie naby die ergste al deurgegaan nie. Dit kan ek jou regtig sê. Ek dink baie ander mense se swaar kry is baie meer intens. Ek kan jou wel sê dit is aklig om jou kind in pyn te sien. Maar lyding en swaar kry is ietsie intens persoonlik. Ek weet dat vanoggend se boodskap op 'n ander manier gaan land by elke ene, want elke ene van ons prosesseer op ons eie manier, gee sin aan dit wat ons oorkom op 'n ander manier. My bedoeling vanoggend is glad nie om jou voor te sê hoe om te glo of wat om te glo nie. My bedoeling is om te help. My bedoeling is eintlik net om vir jou te sê, hier is hoe ek sin maak vanuit die woord uit. Dit het my en ons gesin gehelp om nie van ons sinne af te raak nie. Dit het selfs gehelp vir ons om te groei in ons verhouding met die Here. Ek wil sê soos wat C.S. Lewis sê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Ek wil graag met jou Nuwe Testamentiese perspektiewe deel. Ek sien dit maak vir my sin, maar ook in die lig daarvan maak die lewe vir my sin. Maar ek forceer jou nie om dit te glo nie. So terug by my seun se vraag oor, is God besig om ons te straf of vir hom te straf? Ek het so 'n boek in my boekerak, The Theories of Illness, en Murdoch se mediese antropoloog het 200 samelewings gaan bestudeer om agter te kom wat is die verklaringe wat samelewings, die menslike ras gee vir hoekom gebeur slegte dinge of hoekom gebeur siektes, hoekom vind dit plaas. En is interessant, Murdoch bevind vanuit hierdie 200 samelewingsmense en dis nou animistiese gelowe en Hindoes en moslems en alles, die vernaamste teorieë is dat die gode of jou straf of jou iets wil leer of een of ander duistere doel daarmee het. En dit ontstel my eintlik in 'n sin, want ek hoor verskriklik baie van hierdie teorieë wat Hindoes en moslems en animistiese godsdienste opper as 'n verduideliking. Ek hoor dit ook in die monde van Christene. En hoekom het my ontstel is, ons het tog immers Golgotha. As die kruis van Christus geen effek het op ons manier van sin maak van lyding nie, dan is daar mos 'n baie groot probleem. So sê Romeine, nee, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dis my antwoord ook aan my seun. Nee, my seun, nee, Jesus is nie besig om jou te straf nie. Elke krummeltjie, elke laaste druppeltjie straf is op die kruis geabsorbeer. Om te dink dat daar nog straf uitstaande is wat ons op 'n manier moet dra, sou beteken dat Jesus misluk het op Golgotha. Nou, so dag of wat daarna, ry ons na die bloed laboratorium toe om bloed te gaan trek. Want hy is op baie hoë pynmedikasie wat sy lewerfunksie affekteer. En hy vra my, pa, maar as dit nie God is wat besig is om my te straf nie, waarom doen hy hierdie? Waarom doen hy dit? Is dit God, die vraag kom neer op, is dit dan God wat lyding veroorsaak, dan dalk om met een of ander duistere doel of wat? En ek verstaan daai vraag, baie mense het vandag so 'n prentjie van God wat marionette speel en alles beheer. Die vraag is, dink ons regtig dat dit 'n Bybelse wêreldbeeld is?
is dit wat die Bybel sê, dat alles wat plaasvind, net plaasvind deur God se toedoen. Ons lees eerder 'n Bybelse wêreldbeeld, dat God is 'n definitiewe agent van dit wat hier gebeur op aarde, maar hy is nie die enigste agent nie. Jy sien dit ook byvoorbeeld, as Jesus sy volgelinge leer hoe om te bid, dan sê hy, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Dit impliseer tog, dat dit nie vanselfsprekend is, dat alles wat hier gebeur, net sommer God se wil is nie. Ons sien dat die mens is definitief 'n agent. God het die mens geskape met 'n stuk selfstandigheid. Pragtige skrifgedeelte van my in hierdie verband, Spreuke 19, wat sê, sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here. So hierdie spotprent probeer iets te verwoord van 'n man wat in drank verval en dan sy werk verloor en sy gesin verloor en dan blameer hy die Here. En die Here het niks hiermee te maak nie. Dan sal die bose wat 'n agent is in hierdie wêreld, en dit is so ons sien in Kolossense byvoorbeeld, dat die mag van die bose gebreek is, Kolossense 2 vers 15. Maar dit gaan daar oor Kolossense 2 vers 14, die vermoë wat die bose het om ons aan te kla by die Vader, daai is gebreek. Maar die res van die Bybel waarsku ons steeds om te besop vir die bose wat soos 'n brullende leeu is, soek na mense om te verslind. Jesus self noem hom die mensemoordenaar van die begin af. Daar is partykeer goed wat in hierdie lewe gebeur, wat as ek by sekere tonele kom met sekere sake te make kry, kinders wat gemolesteer word of so iets, ons net so boosheid aan dit, dat die vingerafdrukke van die Satan sit vir my op dit. En dan is daar 'n vierde agent volgens die wêreldbeeld van die Bybel, en dit is net dorings en dussels. Wanneer God die konsekwensies van die sondeval uitstip, dan sê hy, die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei. Bedoelend, dit gaan net van self gebeur, dis 'n mismaak van selletjies. Dis die taal van 'n skepping wat stikkend is as gevolg van sonde. Dis 'n verskriklike goeie verduideliking van hoe kanker werk. Net selletjies wat skielik begin misvorm. Is nie omdat God jou straf nie, is nie omdat die duiwel jy wil teekry nie, is nie omdat jy iets per se verkeerd gedoen, dit is net die stikkendheid van hierdie wêreld. Gepraat van stikkendheid, ons sien dit ook in Romeine 8, ons sien 3 keer sug, Romeine 8, die skepping sug, gelowige sug, die gees sug, is nie toeval nie, Paulus gebruik dieselfde Griekse stam daar vir 'n woord, dit word soos 'n ritme, 'n asemhaling, 'n ritmiese asemhaling van die hele kosmologiese omvang van die verlossing. So hy sê eers die skepping sug, ons weet immers dat die hele ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, saam met ons in geboortepyn en verkeer. Die skepping weet self, sy is stikkend. Daar's iets verkeerd met haar. En sy sien ook uit na 'n nuwe bedeling. Dan sê hy, en nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees van God as eerste gawe ontvang het, ons sig innerlik. So die beeld wat hy gebruik is die Heilige Gees as 'n eerste gawe. Dis 'n Ou Testamentiese gebruik as jy die oes insamel, die heel eerste vrug wat van die land afkom, word in 'n mandjie gesit, vir God gegee, as 'n teken dat die hele oes aan hom behoort. En hier gebruik Paulus dit op 'n manier om te sê, God gee sy Gees aan ons, en hy heilig ons in geheel en al. En nou weet ons, die Gees is soos 'n voorsmaakie vir ons, ons hele lewe gaan by hom wees. En nou reeds gee die Heilige Gees vir ons 'n voorsmaakie, en dis wonderlik dat ons in hierdie gebroke wêreld 'n voorsmaakie het van dit, wat dit is om in vrede met God te leef, wat dit is om vertroosting te kan beleef. Maar dit maak dit ook moeilik, want nou is dit wat ons beleef so totaal paradoksaal van dit wat die Heilige Gees in ons doen. En daarom sug ons ook. Maar moenie bekommerd wees nie, sê Paulus. As ons so vasgeloop voel vanweë die gebrokenheid van die skepping en ons neerslagtigheid oor dit, dan kom die Heilige Gees en hy
tree namens ons in, hy vertaal ons versigtinge in 'n hemelse taal, en hy bid namens ons. So as God nie besig is om my te straf nie, waarom doen hy hierdie? Ek wil sê, dit is nie God wat dit doen nie. Lyding is die gevolg van 'n gebroke wêreld waarin ons leef, 'n skepping wat stikkend is en wat saam met ons sug en uitsien na volkome verlossing. Maar na ruk braai ons een aand op 'n Vrydag aand. Hendrik stoot homself toe uit. Hy gaan sit vir 'n oomblik in die rolstoel, stoot homself uit tot op die stoep, kom kuier met ons. En hy vra vir ons, vir my, maar as dit nie straf is nie, en dit is nie God wat dit doen nie, hy is nie die outeur hiervan nie, hoekom stop hy dit nie net nie? Hoekom maak hy nie net 'n einde aan swaar kry nie? Wel, ek wil vir hom antwoord dat hy doen, hy het. Ek het net die Bybel om mee te werk en Romeine 8 sê dit vir my. Romeine 8 hoor jy hier, hy sê, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe, saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. Hoor jy, die metafoor wat hy gebruik is geboortepyne. Dit beteken, en dis mooi, dis nie 'n sug van 'n doodsnood nie, dit is 'n sug van geboortepyne, dit is 'n positiewe beeld, dit is nie die einde nie, dis die begin van iets nuut. Die water het gebreek, sê Paulus, die water van die verlossing het gebreek, en die verlossing is aan die geboorteproses, aan die kom, maar dit is nog nie nou al hier nie. So die beste wat ons het om iets te verwoord van Paulus se wêreldbeeld wat uitspeel en wat 'n Bybelse wêreldbeeld word, wat ons ook aan vashou, is in Paulus se gedagte leef ons in die huidige bedeling, en dan is daar 'n bedeling wat kom, en die oorgang van daai bedeling vind nou reeds plaas, hierso in hierdie huidige bedeling. En ons sekere goed wat nou reeds waar is, ons is nou reeds verlos in 'n sekere sin, nou reeds vergewe in 'n sekere sin, maar dit gaan nog nie heeltemal gerealiseerd wees, vir ten tye die aardse bedeling nog nie ophou bestaan het nie. Daar's in Paulus se teologie 'n alreeds maar nog nie teologie. En ons leef binne in hierdie dubbele werklikheid. Elke een van ons leef in 'n dubbele werklikheid, jy ook. Daar's 'n werklikheid wat afspeel nou in jou lewe, waarin jy vasstaar. En dan is daar 'n parallelle werklikheid wat geloofsoë vra, wat ook waar is. En hierdie is 'n teologie van Paulus wat deur die hele Nuwe Testament deurvleg is. Jy sien byvoorbeeld in 'n ander brief van hom, Efesiërs, sien jy deur die bloed van sy seun is ons verlos. Dis 'n afgehandelde tydsvorm, en dan net weer 7 verse daarna, sal ons verlos word, toekomstige tydsvorm. Dit word 'n geweldige belangrike teologiese konsep om van kennis te neem binne die Nuwe Testament. Jy sou dit kon verduidelik met die oorgange van koninkryke van Dawid en van Saul en Dawid. Saul is koning en Dawid is koning. Gelyklopend is hulle albei konings, né? Op 'n dag word Dawid gesalf as koning terwyl Saul nog op die troon sit. Maar hy styg eers die troon na Saul se afsterwe. Tussenin, in die tyd van hierdie dubbele werklikheid, is daar 'n tyd van hoogspanning wat afspeel. Tot so 'n mate dat Dawid in die spelonk moet wegkruip. Hier is die vraag vir jou, strikvraag vir jou. Is Dawid koning ten tye van die tyd wat hy in die spelonk wegkruip? Wel, dan af uit wie se perspektief? Uit Saul se perspektief gaan hy sê, nee, glad nie. Maar uit God se perspektief is Dawid alreeds koning. Dit vat geloofsoë om dit raak te sien. Oscar Cullmann was 'n teoloog wat hierdie eerste keer ook mooi verwoord het aan die hand van die
Tweede Wêreldoorlog, hy sê, daar was 'n tyd in die oorlog toe die nasies die oorhand gehad het, toe was daar 'n tyd in die oorlog toe die geallieerdes die oorhand kry en wen, en die beslissende, bepalende veldslag was D-dag. Maar tussen D-dag en V-Day, Victory Day, wat eers op 15 Augustus was, toe die vrede besleg is, tussenin was daar verskeie gevegte. Mense wat koelbloedig net vermoor het, Bonifer, 10 dae voor V-Day, net vermoor omdat Hitler wou en kon, en gemeen wou wees. En dis presies wat ook gebeur binne in hierdie wêreld waar ek en jy leef. Sê Paulus, dis sy wêreldbeeld, hy sê, daar's 'n huidige bedeling, en daar's 'n bedeling wat kom, en D-dag, die beslissende veldslag, die nek van die vyand is gebreek met Christus se eerste koms. Daar kom 'n tweede koms, en dan gaan die volledige verlossing kom, die bedeling wat kom, gaan dan volledig gerealiseer word. Maar ons leef hier binne in hierdie dubbele werklikheid, in hierdie tyd van hoogspanning, in hierdie tyd van already but not yet. Jy sien dit, jy kan dit illustreer ook met, jy sit in die kamer, daar slaan 'n weerlig, die hele kamer verlig. En dan afhangend van hoe ver dit is wat hy geslaan het, na 'n paar sekondes, dan skielik kom die gedreun. Wanneer het die weerlig geslaan? Sal dit van jou reg wees om, as jy kamer verlig en jy wag, en skielik begin dit dreun en hy klap daar binne in die kamer, om dan te sê, daar slaan hy nou. Ja, dis nie waar nie. Die weerlig het geslaan toe die kamer verlig het. En op soortgelyke manier wag ons nie om te sê, God maak 'n einde aan hierdie aardse bestaan, aan lyding, hy verlos ons eers wanneer alles ten volle realiseer nie. Dit het reeds gebeur met D-dag op die kruis. Miskien is jy iemand wat daarvan hou om te gaan sit en kyk na 'n sonsopkoms en te wag dat die son opkom. Het jy al gedink aan dat, as jy teen die tyd wat jy die son so oor die horison sien kruip, teen daardie tyd skyn die son alreeds 8 minute en 17 sekondes lank oor jou. Maar jy het dit nie besef nie. Hoor jy het in die donker gesit. Die son het alreeds oor jou geskyn, maar jy het dit nie besef nie. Jesus het gesterf vir ons, sy D-dag het oorwinning behaal. Dit lyk nog nie so vir ons nie, maar dit vra geloof. Te sê ek aanvaar dit. Dit gaan realiseer. So waarom maak God nie net 'n einde aan swaar kry nie? Hy is nie 'n onbetrokke God wat op 'n afstand na jou seer net staan en kyk nie. Hy het ingetree, self gelei, 'n einde aan dit gemaak. En nou moet dit net nog realiseer. En partykeer realiseer hierdie ideale wêreld van God reeds in hierdie tyd. Partykeer is wanneer wonderwerke plaasvind. En ander kere nie. Ander kere realiseer dit eers ander kant die lyn. Ander kant wanneer die volledige bedeling intree. So as ons vra, hoe pas ons hierdie dan toe? Sal ek sê, wel, ons bly bid binne in hierdie spanningsveld waarin ons leef. As jy byvoorbeeld 'n getallelyn sou trek, ek vind dit baie interessant, en jy plot kerke, dan is daar sekere kerke wat altyd leef in ons noem hierdie spanning, noem ons eskatologiese spanning. Eskatologie is koninkryke, soos 'n eskatologiese spanning, soos 'n spanning tussen twee koninkryke, en sekere kerke leef en is al wat hulle preek en bid is 'n gerealiseerde eskatologie. Hulle het geen ruimte in hulle verstaan dat wonderwerke soms nie deurbreek nie. Dat jou depressie dalk soms nie wyk nie.
Hulle leef net en al wat hulle verkondig is net dat God 'n uitkoms gaan gee en God gaan 'n uitkoms gee en God gaan 'n uitkoms gee en dat jy kan hoor hoe gevaarlik dit is en hoeveel ontnugtering dit teweeg kan bring. Maar dit is net so toksies giftig om aan die ander kant kerke te hê wat glad nie dapper bid nie. Verleer het om te vertrou. Verleer het om groot gebede te bid. Veilige gebedjies bid van Here, gee my net krag. Ons leef en ons bly bid binne in hierdie spanningsveld. En ons is nie versla of verontrus as wonderwerke nie plaasvind nie. Dit maak vir ons sin. Ons is nog nie in die hemel nie. Partykeer gaan dit nie gebeur nie. Maar dit keer ons nie om te bly bid daarvoor nie, want soms breek die son deur die wolke en bereik sy glorie ons reeds nou, sê Paulus. So lyding word vir ons ook 'n geleentheid om te deel in Christus se lyding. Romeine praat baie daarvan, mits ons inderdaad saam met hom lê. Paulus se ander briewe praat baie daarvan. Dit wys vir ons dat deur lyding kan gelowiges deel hê aan Christus. Ook as dit lyding is van siekte, dit hoef nie lyding te wees as gevolg van vervolging soos met Christus nie. Swaar kry kan 'n ruimte van ontmoeting word, waar jy God in daardie swaar kry leer ken as medelydende. Die God wat empatie het met jou. Die God wat nie op 'n afstand bly staan het nie, maar die God wat hom ingeplaas het in ons gemorstikkende wêreld in. So leer ken jy hom. So kry jy deel aan hom. En God gebruik inderdaad soms pyn as 'n plek van vorming. Binne in hierdie plek van seer hoor ons God op maniere wat ons andersins nie om sou hoor nie. Maar hoor mooi, God praat nie met lyding nie. Hy praat in lyding. Dis nie asof hy die outeur is om ons te seer te maak dat hy dit in ons lewens inskryf nie. Maar wanneer hierdie goed gebeur, dan kan hy in hierdie tye met ons praat. En dit maak dat ons ontvanklik kan wees vir ons hoor hom op maniere wat ons andersins nie sou nie. Ek kan vir jou baie voorbeelde daarvan gee in ons gesin se lewens. C.S. Lewis verwys daarna as God se megafoon in tye soos hierdie. Maar God praat nie met lyding nie, maar in dit. Ons volharding word ook 'n getuienis vir Christus. Die Nuwe Testament sien lyding as 'n manier om oor die oorwinning van Christus te getuig. Want elke liewe keer wanneer ek en jy volhard in moeilike tye, dan demonstreer ons dat die krag van God wat in ons leef, nou reeds sterker is as die krag wat hier buite in hierdie wêreld nog aan die orde van die dag is. So dit word 'n demonstrasie van God se krag. So volhard in jou lyding en in jou swaar kry, want dis 'n getuienis. Ons roeping is ook om te rebelleer. Hoor die beeld van D-dag, die C.S. Lewis wat praat, hy skryf na afloop van die Tweede Wêreldoorlog. En jy weet, die geallieerdes het nie net op die kus van Normandië geland nie, hulle het hulp gehad, ook van weerstandsbewegings, gewone burgerlikes in Frankryk en so aan. Nou skryf C.S. Lewis, enemy occupied territory. That is what this world is. Christianity is the story of how the rightful king has landed. You might say even landed in disguise. Hulle het hom nie herken vir Jesus nie. And now he is calling us to take part in a great campaign of sabotage. Ons word nou weerstandsbeweging, burgers wat rebelle is teen die heerser van hierdie tyd.
Die heerser van hierdie wêreld, en dit maak dat waar ons ook al sy modus operandi sien uitspeel, waar daar diskriminasie is, en haat is, en rassisme is, en oneerlikheid is, dit steek ons so dwars in die krop, want dit is anti-koninkryk. En ons doen alles in ons vermoë om dit te ondergrawe, om hierdie koninkryk te ondergrawe, en daarom sal ons leef met vergifnis en liefde. Wapens van God se koninkryk. Ons saboteer die heerser van hierdie wêreld, want ons is rebelle vir Christus. En laastens vertrou ons die Vader se karakter van liefde. Romeine sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Romeine sê ook, lyding is sinneloos. Romeine sê, hierdie sinlose bestaan, vers 22. Ek sê dit weer, hy laat nie die allerverskrikklikste goeters oor mense kom, omdat hy 'n bedekte doel daarmee het nie. Maar Romeine sê, hy beloof dat God in die lewe van gelowige geen lyding doelloos los nie. Lyding is as gevolg van stikkindheid. Maar omdat ons hierdie belofte van God het, hoef ons nie te vra waarom nie, ons vra waarheen. En jy onthou die storie van die dorings en die dussels. Dis hoekom dit vir my so veelzeggend is, dat die dorings en die dussels vat Jesus dan kruis toe in die vorm van 'n doringkroon, om selfs net goeders wat skeef loop, redeem hy, verlos hy aan die kruis. Sodat net die gewone stikkindheid van die alledaagse lewe, hy aan dit kan sin gee vir jou en vir my. Sodat die goed wat jou pynig nie doelloos bly nie. Kan jy dink hoe dit moes wees vir Dietrich Bonhoeffer 10 dae voor V-Day? Die geallieerdes is slegs 'n enkele paar kilometer van hom af in die konsentrasiekamp waar hy is. Hulle stoomroller geveg voort om hom te bevry. En hy begin moed verloor en hy begin eintlik hulle in twyfel te trek. En hy sê, ja, is eintlik te vergeefs, hulle het van my vergeet. Min wetend het die dag al reeds plaasgevind, en hulle is enkele kilometer van hom af. En ek wil net aan jou die vaderhart van die Here voorhou vandag. Moet nie in hierdie tussentyd se tyd van hoogspanning die Vader se hart vir jou in twyfel begin trek nie. Hy het ingetree in ons gemors om 'n einde te maak daaraan. En daarom sluit ons ook af soos Paulus. Ek is alvan oortuig dat nog dood, nog kragte, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Medegelowige. Hy is lief vir jou. Amen.